Hier is die oorspronklike Kores kleisilinder, soos wat ons kan sien, soos wat dit vandag uitgestal is in die Britse Museum. En ek lees graag vir ons uit Esra 1 vers 2 en 3. Die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem in Juda. Enige iemand onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees en laat hom optrek. Die Kores-silinder wat in die ruïnes van Babylon ontdek is, vertel hoe koning Kores van Persië die ballinge van verskillende volke toegelaat het om na hulle lande terug te keer en hulle heiligdomme te herbou. Hoewel die Jode nie direk genoem word op die silinder nie, bevestig dit die Bybelse weergawe dat Kores die Here se plan uitgevoer het om sy volk terug te bring na Jerusalem. In 538 voor Christus het hy die Jode toegelaat om terug te keer en die tempel te herbou. Hoewel hierdie tweede tempel in 515 voor Christus nie dieselfde glorie as die van Salomo se tempel gehad het nie, was dit steeds 'n simbool van herstel, gehoorsaamheid en die Here se trou aan sy beloftes. Die Here gebruik selfs die heidense konings in die wêreldmagte om sy wil te laat geskied. Kores het dalk sy eie politieke redes gehad vir hierdie beleid van verdraagsaamheid, maar agter die gordyn het die Here sy volk se herstel bewerk. Soms lyk dit of dit wat ons bou minder indrukwekkend is as dit wat voorheen was, net soos die tweede tempel. Maar wat vir die Here saak maak, is nie die uiterlike glans nie, maar die hart van sy volk, vir die wat hom soek en hom wil dien. Vertrou ek en jy ook dat die Here sy plan sal volbring, selfs deur onwaarskynlike mense en omstandighede?